Goeiemiddag en baie dankie dat jy vanmiddag hier is om ouma Dolly se lewe te kom celebrate. Vanmiddag is dit die grootste voorreg om julle as familie en vriende hier te hê. En terwyl ek hier na toe ry, dink ek aan iets wat iemand eendag gesê het, is dat niemand het vandag beplan om hier te wees nie. Maar God het 'n plan gehad dat jy vandag hier moes wees en het ouma Dolly gebruik om jou hier te kry. So ek is so bly ouma Dolly het gesê ja vir dit en dat jy vandag hier is om haar lewe te kom herdenk. En vanmiddag is dit nie net 'n ma en 'n suster nie, maar dit is ook 'n ouma en 'n ouma grootjie en 'n vriendin vir wie ek kom groet. Maar ek wil vra van die begin af is, kom ons celebrate haar lewe. Ek vir die agterkry te sê, dis amper 95 goeie jare wat sy gehad het. Wat 'n voorreg. En ons besef dat die impak van haar 95 jaar sit vandag in hierdie gebou. Die impak van 'n vriend wees, die impak van ma wees, die impak van ouma wees, die impak van 'n suster wees, word vandag hier verteenwoordig. En jy's hier om dit regtig te herdenk. So dankie dat jy hier is. Dankie vir al die moeite wat gedoen is, daar by die graf ook. Ek het nog eens neergeskryf dat vandag is dit hulle huweliksherdenking. En na 75 jaar is hulle letterlik weer by mekaar. 75 jaar. Dit is so wonderlik om dit te weet. So, ek is dankbaar dat julle is. Net so 'n paar praktiese reëlings. Ons badkamers is aan my regterkant by daai deur in. So, jy is welkom om dit te gebruik. Ons wil net vra as julle dit gebruik, beweeg vir ons net agterom, want ons het 'n lewendige stroom wat volg vir die persone wat nie vandag hier kan wees nie. So dit is ook lewendig op YouTube beskikbaar. Na afloop as jy dit dalk vir iemand wil stuur. Maar ons is bly jy is hier. So ek wil vir jou vra, kom ons gaan sommer begin en dan gaan ons hierdie bekende lied saam sing. En daarna gaan ek graag vir Andrew vra om vir ons die Hildeblyk te kom doen. Want ons gaan sommer begin vandag met wie ouma is. Julle reg is. Dan gaan ons sommer daarmee begin. Amen. So staan saam met my en dan sing ons saam. Saved a wretch
hierdie gedeelte wat ons nou gesing het, is 'n belofte uit U woord, dat U sal ons skuld wees, U sal ons hoop wees, Here, in 'n tyd soos nou, waar ons kom en ons staan, Here, ons harte is seer, nie omdat ons wanhoopig is nie, Here, maar omdat ons lief is. Wil ek nou werklik kom en sê, Here, dat solank soos wat ons nog sal leef, sal ons dit beleef en ervaar. Dankie dat U met ons is in hierdie middag, saam met ons is in hierdie geleentheid waar ons ouma Dolly se lewe gaan herdenk, en dat ons net weet U teenwoordigheid is vanmiddag hier saam met ons, om ons te versterk, om ons te dra, om ons te versterk. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Amen. Baie dankie. Ons kan sitplek neem. Ons gaan nou 'n geleentheid gee waarby ons net ouma Dolly se lewe gaan herdenk. En terwyl ons net die lied sing, te dink ek aan die storie van die skrywer van Amazing Grace. As jy ooit eendag die geleentheid het, gaan soek dit 'n bietjie op en dan sal jy verstaan waarom hierdie ook vir ouma Dolly so belangrike en so impakvolle lied was. Dit is nie net 'n lied nie, dit is 'n absolute getuienis van God se genade. So ek wil vir jou vra, kom sit net so, Andrew, is julle reg? Wie moet ek vra, wie? Jolandi? Dankie. Okay, Jolandi, julle weet hoe julle georganiseer het. Okay. Ag, dis fyn, doen dit net. Ou Dolly Petrolie. Soveel keer het ons al gedink die tyd is naby en ons moet ons reg kry om afskeid te neem. Maar steeds kon niks my voorberei vir Saterdagoggend nie. Ewe skielik voel al die kuiertjies, die vakansies, Kersfeeste, geselsies, niks meer genoeg. Asof mense net nog meer oomblikke soek om te onthou. Ons is so bevoorreg om ouma vir soveel jare so deel van ons lewens te kon hê. Ouma was deel van elke oomblik, elke fase. Sodat sy tot deel kon wees van al haar egte kleinkinders se lewens. Hulle ken haar en is so lief vir haar. Sy was altyd gereed met 'n stywe drukkie of 'n lekkertjie. Ouma het altyd die beste stories vertel en elke keer is dit meer snaaks as die vorige keer. Ons almal weet in die tyd van die boomklim storie, die skeefblaasgrappie en die ander honderde grootword stories. Ouma en oupa het gereeld in die Kaap kom kuier. Dan bly oupa tuis en kuier op die stoep, terwyl ek my ma en ouma Tegervallei winkelsentrum invaar. Die een dag, amper op pad huis toe, loop ons uit Geim af met die roltrappe, toe ek met 'n skok sê, ouma, jy het nie betaal nie. So stap sy rustig uit die winkel met 'n pakkie licorice all sorts en 'n pakkie mint imperials vir oupa Pikkie onder haar arm. Ek weet nie wie van ons drie die grootste geskrik het nie, maar ons het net daar omgedraai, die roltrap opgevat, dat sy kan gaan verduidelik en betaal. Ek was vas oortuig ons aan tronk toe. Ouma, ek weet ons het altyd daaroor gegrap, maar ek is nie kwaad dat ouma my bokkie hondjie in Woolies aan 'n tannie verkoop het vir R70 nie. Dit was dalk 'n bietjie van 'n skok, maar dan sou ek dalk nooit my pragtige hondjie Pikkie, ja, dit was sy naam, gekry het nie, wat baie spesiaal was nie. Dankie vir elke jaar se Kersfeeskoekies en vir ons resepteboekies. Ek beloof ek sal nog die jaar probeer om 'n hertsokkie te maak
maar ek weet die man sal ooit so smaak soos ouma se nie. Ek is dankbaar, ek kon ouma se laaste dagies daar wees, maar ek wens dit was nie die einde nie. Ouma los 'n groot leemte in my hart en ons almal se. Ons is baie lief vir ouma, Landie. Okay, dis is van my ma af. Een briefje aan mama. Mama, ons het al meer as een keer by jou hospitaalbed vir jou gegroet. Want jy was so swak en siek. Jy het ons elke keer verras en ons kon jou weer saam met ons huis toe bring, selfs weer vir jou hoompie toe vat. Juist daarom het ek gedink ek sal dit goed kan hanteer as dit gebeur. Jy het so swaar gekry die laaste jaar. En soms het ek gebid, Jesus moet jou kom haal. Want as jy so swaar kry, was dit moeilik vir my. Toe dit wel gebeur, was dit glad nie so maklik soos ek gedink het nie. Ek krap en soek na alles om my, net om aan jou te dink. En ek wil niks daarvan gou vergeet nie. Jy was my mamma. Ek het soveel respek vir jou gehad. Ons twee het so baie tyd saam deurgebring en vakansies jou altyd saamgeneem. My rammiekap maatjie, met jou kon ek baie deel. Ek was vies toe jy nie meer kon loop nie, gevoel, jy drop my dan nou. Mama, jou moeilike dae is nou verby. Rus sag by Jesus. Ek onthou die tye wat ons diep gedelf het in die woord en gepraat het oor geloof, genade, gehoorsaamheid en vergifnis. Ek weet jy is nou by Jesus saam met papa en ons twee broers. Dankie vir die ma wat mama vir my en anders was. Ook dat mama soveel aandag en liefde gegee het aan ons kinders en kleinkinders en ook al jou ander kinders en kleinkinders. Dankie aan ons hemelse Vader dat u haar sag kom haal het. Ons was so bevoorreg om vir haar soveel geseënde jare te kon geniet. Arina. Baie dankie. In die blaadjie wat jy gekry het, as jy hom oopmaak sal jy sien aan die binnekant is daar die mooiste herinneringe van ouma Dolly, van baie van julle geskryf. En ek wil vir jou vra om die moeite te doen en te lees. Baie keer kom het dat julle is familie, julle sien mekaar, maar met 'n geleentheid soos hierdie, met 'n geleentheid soos hierdie, dan is dit soveel mooi herinneringe wat uitkom en wat verwoord word en wat die hart aangaan. Okay, is jy reg? Ek gaan begin met 'n stukkie van Jackie af. Liewe ouma Dolly, die sterkste vrou wat ek ken, het net liefde om vir almal te gegee het. Sal nooit ons tye saam vergeet nie. Ouma was altyd reg met 'n grappie, tennis speel, skulpies optel, koffiedates, raad en danspassies in jou kombuis. En het altyd vir almal gesorg met lekker kos. Ek sal jou altyd in my hart bære. Dankie vir 'n leeftyd vol mooiste herinneringe. Liefde Jacks. Ouma was 'n ongelooflike sterk vrou, maar ook 'n vrou met sagtheid, waarmee sy almal altyd hanteer het. Vir my, en ek weet ook vir elkeen van ons kleindogters, was sy 'n voorbeeld van nie net 'n eystervrou wat haar man gestaan het, ter swaar tye floreer het en altyd ander bo haarself gestel het nie, maar ook 'n ware dame. En hier moet ek ook nou wel byvertel, as deel van 'n was so gesegde wat gaan 'n dame verklap met haar ouderdom en ouma het dit na harte geneem. Ons het 'n hele paar jaar vir ouma verjaarsdag gehou en 'n paar keer vir haar nommerkoek laat maak waar sy die kersies uitgeblaas het en so saggies aan die einde gesê, maar dis nie eintlik hoe oud ek is nie. Ek dink ouma was vir omtrent so 4 jaar 63, maar ons het dit maar so ervaar.
Van kleintyd af het ouma vir ons geleer wat dit beteken om jouself met waardigheid te dra. Ouma Dolly kon jy altyd deur 'n ring trek. Ek onthou sy altyd gesê het, onthou, 'n dame gaan nooit uit die huis uit met vaal lippies nie, hoor. Mens weet nooit wie jy raakloop in die dorp nie. Sy het ook nooit geskroom om vir ons te sê, wanneer ons dalk nou so 'n bietjie begin kyk na die gewiggies nie. Maar natuurlik het sy dit altyd met daardie tipiese ouma humor gedoen, wat mens laat glimlag het, want net ouma mag dit gesê het. Ouma kon ons altyd maak lag, en was lief om soms te terg. Haar remorsin was so aansteeklik. Een van my mooiste herinneringe is hoe ons om die kombuistafel gesit het, sy die ligte afgesit het, kers aangesteek het, en dan die storie vertel het van die unieke gesin, wat die kers nie kon doodblaas nie. Ons het aan haar lippe gehang, terwyl sy haar gesig trek, heen en weer, die storie uitbeeld. Ouma kon nooit by 'n kuier wegkom sonder om daardie storie te vertel en ons weer te maak skaterlag nie. Elkeen van ons kleinkinders het 'n beurt gehad, waar ouma vir verjaarsdag, skoolmarkiedag, haar bekende melkkannetjie mandjies voorgemaak was, vol gekleurde popcorn. So sorgvuldig en met soveel liefde gemaak. Ouma se liefdestaal was natuurlik om te bederf met haar kook-en-bak-vernuf. Ek onthou sy elke Kersfees emmers vol koekies gebak het vir elkeen van haar kinders se huisgesinne, en elke gesin het hul gunsteling gekry. My pa en oom Ernie, haar 2 seuns, het natuurlik altyd ekstra hertsoggies en vetkoek gekry, maar so skelmpies van die sissies moes ons nou nie eintlik geweet het daarvan. My gunsteling was natuurlik haar pampoenkoekies, van Kindsdag af tot nie baie lank terug nie. Was dit hoe ouma my bederf het. As ek by haar gaan kuier het, het sy altyd wanneer ek groet, vir die deur vir my so 'n bakkie vars gemaakte pampoenkoekies in die hand gestop en gesê, spesiaal vir jou, en 'n oogknip. Maak nie saak hoe die ou bene haar in die steek gelaat het nie, al moes sy op 'n stoeltjie in die kombuis sit en bak, soos wat sy skotteltjies sit en was het. My pampoenkoekies met daardie oogknip het ek altyd gekry. Ouma moes ook altyd vir elke klein kind ietsie gee, vir Kersfees of verjaarsdag, sy het geglo daarin. Al was dit net ietsie klein wat sy self gemaak het, of 'n lekker ryk dingetjie, sy kon eenvoudig net nie anders sien. 'n Paar jaar terug het sy my gevra wat ek graag vir Kersfees wil hê, maar haar idees kom nie meer lekker by nie. Ek het die geleentheid gebruik en vir haar gesê, ek wil baie graag al haar resepte hê, maar daar was 'n vangplek. Ek wil dit in haar eie handskrif hê. Sy het vir my so stout geglimlag, soos wat sy altyd doen, en gesê, jy sit my nou op die spot, nee. En so het die resepteboekie projek toe nou begin, wat elkeen van ons kleindogters toe nou gekry het. Vir die laaste paar jaar het ouma elke jaar naar die handgeskrewe resepteboekies gegee. Sy het dit versier met foto's wat sy uitgeknip het, uit die huisgenoot wat so min of meer soos die disse gelyk het. En natuurlik ook foto's van haarself. Foto's wat sy altyd vir my ge-WhatsApp het, as sy saam met Ina in die winkels rondloop. Dan moes daar 'n foto geneem word met 'n snaakse hoed of iets natuurlik. In die laaste tyd het ons ouma 'n paar keer in die hospitaal gaan draai, en elke keer het ons gedink, ons sê nou finaal totsiens, dalk vir ou Laas. Die laaste keer toe sy ons almal gevra het om te kom, sodat sy haar boodskap met elkeen van ons kon deel, het sy voor ek geloop het vir my gesê, ek is jammer ek kon nie die laaste boekie klaarmaak nie. Dit het my hart sommer swak gemaak, want daar lê sy, swak en moeg, en al waarin sy kan dink is wat sy nog vir ander wou doen. Ouma was nou my ouma, en het natuurlik nou, was nou ontslaan daarna weer, want sy sit te bid. Sy is toe weer die hospitaal uit, en die aand, bietjie later, bel sy my en sy sê, raai wat doen ek nou? Ek maak jou boekie klaar. Sy sê, ek kon nou nie gaan voor dit nou nie klaar is, man. Daardie handgeskrewe boekies is een van die kosbaarste dinge wat ons ooit sal hê van ouma en vir altyd saam met ons sal dra, in haar eie handskrif geskryf. Ouma Dolly, jy het soveel liefde gegee, my Dolla lief. Ek het oor die jare by jou geleer van sterk staan, geduld, geloof, en natuurlik om nooit ergens te gaan sonder daai lippies nie, en die hare netjies gedoen nie. Ek het hierdie prentjie in my kop, toe jy jou laaste asem uitblaas, by die hemelpoorte instap, daar staan oupa Pikkie, en jou 2 seuns, na wie jy so verlang het oor die jare.
Ouma het altyd vir my die mooiste stories van oupa Pikkie vertel en hoe sy op sy mooi blou oë verlief geraak het as 'n jong meisie en hoe vreeslik sy na hom verlang. Ouma, vandag lê ons jou tot ruste by jou blou oog Pikkie op jou huweliksherdenking om in ewigheid saam te wees. Ons Dolla lief, soos ons altyd vir haar gesê het, ek lief jou, my hartsekind. Baie dankie julle. Dit is eintlik sulke beautiful stories van ouma Dolly. Nou, toe oom Johan en tannie Elisma en tannie Rina by my was na die dag, het hulle ook so 'n bietjie vertel van haar karakter. En iets wat vir haar altyd belangrik was, is, het julle geëet? Kom lag julle. Want dit is so, nee. Dis hoekom julle almal sulke gesonde familie is. Want ouma Dolly het seker gemaak, julle word goed versorg. Daar is 'n baie mooi video wat ons nou gaan kyk, so ek wil vir jou vra, sit net so, dan geniet ons hierdie slideshow van haar lewe. Ek weet jy wonder soms hoekom dinge moet gebeur. En ek weet jy het baie vrae en jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou. Ek sal altyd by jou wees. As jy na my verlang onthou, ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby, my lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat sy vlekke om jou hou. Ek sien jou trane elke dag. Ek wens ek kon dit afdroog. Ek wil nie hê jy moet huil nie. Kyk, ek is daar in die reënboog. Hier sal ek altyd wag vir jou. Hier in ons hemelhuis. Ek hoop jy volg die regte pad tot hier by die kruis. My tyd op aarde is verby, my lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat sy vlerke om jou hou. Nou is ek die engel wat sy vlerke om jou hou.
Wens ek kon die pyn vir jou dra. Ek wens ek kon jou seer kry wegvat. Ek wens ek kon al jou vrae antwoord. Ek wens ek kon die wêreld vir jou gee. Maar ek is niet 'n mens en ek is magteloos hier op my knieë. Is my gebed. Ek lê jou by Jesus se voete neer. Hy ken jou vrese, jou twyfel, al jou seer. Hy bring lewe en vrede in jou hart. Ek sal jou vashou, ek sal jou nooit verlaat nie. Hy's altyd by jou, al maak niks vir jou sin nie. Ek leef jou, ek leef jou by Jesus se voete neer. Dit breek my hart om jou so te sien. Ek weet dat jy dit nooit verdien. Maar vir elke traan wat jy huil, huil ek myne. En dan bring ek jou net weer tot voor die troon. Soos jy alleen en bang in die donker lê en wag, onthou my woorde, want dis sy belofte. Ek lê jou by Jesus se voete neer. Hy ken jou vrese, jou twyfel, al jou seer. Hy bring lewe en vrede in jou hart. Hy sal jou vashou, hy sal jou nooit verlaat nie. Hy's altyd by jou, al maak niks vir jou sin nie. Ek leef jou, ek leef jou by Jesus se voete neer. Hy ken jou vrese, jou twyfel, al jou seer. Hy bring lewe en vrede in jou hart. Ek leef jou, ek leef jou by Jesus se voete neer. By Jesus se voete neer. By Jesus se voete Julle almal. Ek is lief vir julle hoor. Wat 'n kosbare video. Op
grond van dit wat julle nou gehoor het vandag en elke foto wat julle gesien het, dink ek is hierdie kamer vandag vol van herinneringe, vol van elke foto wat 'n storie vertel. Iets wat ek gesien, sy was baie lief vir die hoompie, nee. Ja, want daar waar julle geëet het was by die hoompie. So, as dit nie by die hoompie was, was by Rudy. So, kos was lekker. Nou, ek wil graag 'n kort gedagte met julle deel oor ouma Dolly se lewe. Want jy sien vandag, neem ons nie net afskeid van 'n ouma en 'n mamma en 'n suster en 'n vriendin en 'n ouma grootjie nie. Ek dink, as ek namens julle kan praat, ek wil sê, het julle die grootste voorreg om 'n ouma grootjie te kon hê. 'n Ouma grootjie wat nie net haar agterkleinkinders kon sien nie, maar hulle beleef. Dit maak 'n groot verskil. Maar sy was iemand wat lank geleef het, iemand wat haar pad gestap het, maar nou tuis gegaan het. En daar is iets besonders in haar lewe en ek wil net een versie vandag aanhaal en ek glo die oomblik as ek dit vir jou gaan sê en lees, dan gaan jy saam met my stem, maar dit is die waarheid. En dit kom uit Job uit. Die heel laaste versie van Job sê Job het na 'n vol lewe op 'n hoë ouderdom gesterf. Maar ek wil nie hê ons moet fokus op die sterf nie. Ek wil ons moet vandag fokus op die vol lewe. Jy sien, dit is nie 'n beskrywing van jare nie, maar 'n beskrywing van volheid. 'n Volheid van wat sy gedoen het. Sy het soveel lekker dinge gedoen, sy het die lewe aangepak. As ek moet hoor wat dan die Lisna hulle vertel het, hoe sy kar gery het nog op 'n hoë ouderdom. En dat sy nog gebrei het en nog selfs in haar hoë jare, haar waardes nooit geval het. Sy het nog elke dag kon jy haar deur 'n ring trek. Selfs al was sy in die hospitaal, het sy nog steeds haar waardes behou. Sy het 'n vol lewe gelei, want jy sien, net soos Job het sy ook die dieptes van swaar kry geken. Maar ook van vreugde en herstel. Sy het ook deur storms gegaan in haar lewe, maar sy het aan haar geloof bly staan. Net soos Job, as jy die storie van Job ken, sal jy verstaan dat Job het alles verloor in sy lewe, letterlik alles. Maar nie een keer het hy God kwaadlik geneem nie. Nie een keer het hy gedoen wat sy vrou sê, sy vrou het op stadium van hom sê, vervloek God en sterf. En het gesê, ek gaan dit nie doen nie. Jy sien, ouma Dolly se lewe bestaan uit 'n hele siklus van sameloop van omstandighede en sy het ook deur emosies gegaan. Maar sy het geleer om dit deur die lewe te hanteer. Omdat sy Christus aan haar kant gehad het. En aan die einde van haar lewe was sy nie net oud nie. Sy was op pad 95 toe julle. 95. Dit is so 'n besondere ouderdom. Maar sy was vol van die lewe. En vol van God se genade. En jy kan saam met my stem. So ek wil net graag 3 punte deel uit dit. Die eerste een is, sy het 'n lewe gehad wat deur God onderhou was. As ons kyk wanneer 'n persoon ouer word en ons almal gaan daai pad stap. Sê as daai een ding is wat ons nie kan doen nie, is ons kan nie laat tyd stil staan en laat ons immortal wees nie, want ek dink dit is iets wat ons almal wil doen, is ons almal wil 16 wees, nee. Jy wil so 16 voel en so 16 lyk, maar as jy 40 slaat, dan besef jy, ek is nie meer 16 nie. Nou, ek sal nou nie praat van 80 of 95 nie. Maar wanneer 'n persoon ouer word, dan sien ons die hand van God se lewe oor getrouheid in hulle lewe. Jy sien, selfs in die laaste paar jaar in ouma Dolly se lewe, en ek weet Tannie Lisma vertel die laaste 4 jaar wat sy agteruit gegaan het, was God se getrouheid nog steeds daar. Want sy het vasgehou aan wie sy aanbid het, ten spyte dat haar liggaam agteruit gegaan het. Net soos Job, hy het alles verloor, maar God het hom weer opgebou, want hy het ontdek, en dis wat die skrif ook sê, God neem weg, maar hy gee weer, maar hy bly dieselfde. Dieselfde God wat daar was toe Tannie Lisma en Tannie Rina en toe julle gebore was, is dieselfde God wat vandag nog hier is, wat julle deurdra. Is dieselfde God wat julle versterk het om haar te help in haar tye van swakheid. Is dieselfde God wat julle as kleinkinders deurgedra het om by haar te kan staan, om nog steeds hierdie glimlag op haar gesig te sit. En so ook met ouma Dolly, deur al haar jare van arbeid, waar sy gewerk het, vir ander gedien het, waar sy siek geword het, vreugde en selfverlies, want sy is ook self deur verlies, haar man en haar 2 seuns, het God haar deurgedra.
en haar lewe kan getuig daarvan, dat hy het haar deurgedra. En net so wil ek vandag vir jou sê, net soos wat hy haar deurgedra het, draai jou ook vandag deur. Hou hy jou ook vandag sterk. Die tweede ding is, om oud en afgeleef te wees, beteken nie, ek is klaar nie. Dit beteken, ek het my doel voltooi. Hoe wonderlik moet dit wees, om te weet die dag as jy hierdie aardse woning verruil vir 'n permanente woning by Jesus Christus. Ek wonder altyd hoe sal dit wees as jy daar moet kom. Wat is die eerste woorde? Ek weet nie of dit Jesus is wat jou gaan ontmoet en of dit Michael is wat jou gaan ontmoet nie. Maar wie ook al jou ontmoet wat vir jou gaan sê, well done. Well done. Jy het dit gemaak. Well done dat jy jou doel voltooi het op aarde. Well done, jy het uitgehou. Well done. Dink net daai woorde, mooi so my getroue diensknegt. Dink net hoe hemels dit moet wees letterlik om daai woorde te hoor. Jy sien wat as ons kyk na Job se lewe, aan die einde van Job se lewe het God hom met alles dubbel vergoed behalwe sy kinders. En hy was afgeleef. Wat 'n getuienis moet dit wees vandag, net soos wat ons van ouma Dolly kan sê, sy het 'n vol lewe gehad en sy het gesterf. Ek dink, en presies wat jy gesê dat die hospitaal het haar nie gekeer om net daai laaste hoofstuk nog te gaan skryf van resepte met die hand. Hoeveel kleindogters is julle? 100, hoeveel? 4. Okay. Dit is nog steeds baie skryfwerk. Maar sy het dit gedoen. Maar dink net aan die effek wat daai resepteboekies gaan hê op julle kinders se kinders eendag. Hoorie, my mamma se ouma grootjie het hierdie vir ons gegee. En sy maak nou nog daarvan. Dink, verstaan julle, want dit is 'n vol lewe. Daai is deel van die afronding van die volheid daarvan. Maar wat wonderlik is van ouma Dol, sy was afgeleef ook. Dit beteken, sy het gedoen wat sy kon, sy het geniet wat sy kon, sy het julle geniet, en sy het julle kinders geniet, en sy het julle kleinkinders geniet, en daai vreugdes wat sy saam met haar gedra het, elke dag met die wete. En kom ek sê gou vir julle, soos die goeie ouma grootjie wat sy was, het sy geweet presies wanneer wie verjaar, nee? Ja, sy het hulle gebel of WhatsApp gestuur op hulle verjaarsdag, en hoe Lisma sy ouma grootjie altyd gesê, en die aanhangsels ook. Nee, dit is haar klein kinders en afgekring en hulle aanhangsels, so ek is 'n aanhangsel, dis fine. Maar sy het my ook onthou. Want sy was afgeleef. She enjoyed life. Haar lewe was volbring, dit was nie leeg nie. Want met 'n familie soos julle, kan jy nie 'n leë lewe hê nie. Die Konradies en die De Wits en ek weet nie wat nog almal nie, nee, maar haar lewe moes vol gewees het. Maar vir 'n gelowige beteken afgeleef nie moeg en nutteloos nie, maar dit beteken voltooid. Vandag sit ons hier en ek wil gou, as jy 'n blaadjie het voor jou, sit hom gou voor jou, en dan wil ek met die voorblad kyk. Jy sien op die voorblad is dit hierdie mooi foto van ouma Dolly, maar dan is daar 2 datums. Op die bord is dit ook. Is daar 2 datums, maar tussen hierdie 2 datums is daar so kort streepie. Daai kort streepie bevat haar hele lewe. Jy sien, want daar was 'n dag wat sy gebore was, en vandag is dit ons by die plek waar daar 'n einde gekom het aan daai streepie in haar lewe, die dag waar sy gesterf het. Maar tussen daai 2 datums, hierdie streepie, bevat die gevoltooide werk van haar lewe. Daai streepie bevat jou. Daai streepie bevat seer. Daai streepie bevat elke vreugde wat sy beleef het in haar lewe. Daai streepie bevat die harde werk wat sy deurgegaan het. Elke koekie wat sy gebak het. Elke pampoenkoekie. Elke koek wat sy gebak het. Elke bord kos wat sy geskep het. Elke koppie koffie wat sy gemaak het. Want dit is die seisoen van haar lewe. Want daai lewe wat ons vandag herdenk, is voltooid. Jy sien, haar taak is gedoen. Die liede wat sy wou sing is gesing, en haar getuienis is vasgelê. En weet julle wat wonderlik is? Julle het soveel mooi herinneringe om te kan vertel. Julle het soveel mooi herinneringe om te gaan herbesoek, sodat julle ouma Dolly altyd sal onthou. Psalm 92 sê vir ons, die regverdige sal groei soos 'n palmboom, selfs in hulle ouderdom dra hulle vrugte, hulle bly vars en groen. Op haar hoë ouderdom het sy nog steeds waarde ingeploeg in elke lewe wat sit en wat met haar te doen gehad het. Dit is hoe ons haar gaan onthou. Iemand wat tot die einde haar geloof uitgeleef het.
met gesprekke van genade, vergifnis, geloof en liefde. En die laaste punt wat ek wil noem vandag is, hoe kan ons sê, sy het 'n vol lewe gehad? Ek kan vandag dit vir jou sê, want Jesus was haar lewe. Christus was haar lewe. Jesus kom op 'n stadium, en hy praat met sy disippels in Johannes 14, en hy sê vir hulle, laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, en glo ook so in my. Want in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, maar ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan om vir julle 'n plek te berei het, kom ek weer en julle sal na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Jesus antwoord hom, want hierso kom een van die disippels en hy sê, maar hoe kom ons daarby uit? En Jesus sê vir hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As ons kyk na ouma Dolly se lewe, haar gesprekke, hoe sy geleef het, kon julle beleef het, dat sy het vir Jesus geken. En in haar dagtaak, in haar gesprekke, in haar verhouding met mense, is dit wat haar lewend gehou het. Dit is wat haar lewend gemaak het. Dit is wat haar vreugdevol gehou het, selfs wanneer sy deur moeilike tye gegaan. Want jy sien, 'n vol lewe is 'n lewe wat deur Christus alleen gevul kan word. 'n Vol lewe is 'n lewe wat deur doel gedryf kan word. 'n Vol lewe is een wat geleef is met contentment. Tot op haar einde, Tannie Lisma vertel dat sy brei en dan trek sy al die steke uit. Verstaan, sy het nog steeds gedoen wat sy gedoen het, al was dit vir haar hoe moeilik, Tannie Rina. Sy het nog steeds daai contentment gehad met wat sy wou doen. Want jy sien, 'n vol lewe is een wat vervul word met die goeie en die slegte, maar ons kies die lewe daarin. Paulus kom en eendag preek hy ook vir die Filippense, en hulle praat ook so oor die lewe en hulle praat oor die dood, en Paulus kom op 'n stadium wat hy hierdie verklaring maak. Hy sê, tot wie se voordeel is dit dat ek hier is? Hy sê, want of ek nou lewe en of ek nou sterwe, Christus gaan ek preek. Of dit in die lewe is en of dit in die dood is, Christus gaan ek preek. Want dit is nodig dat Christus gehoor moet word. Want jy sien, vir hom het hy verstaan wat dit beteken om 'n vol lewe te hê. Hy was 'n ou wat Christene nagevolg het. Hy het hulle gaan doodmaak omdat hulle gestaan het vir dit wat Christus gedoen het. Maar met sy ontmoeting met Jesus, hierdie Damaskus ontmoeting, het sy lewe verander. Ouma Dolly het ook so 'n ontmoeting gehad met Jesus. Dus ek kom vandag, wil ek hierdie gedeelte aanhaal, want ek wil saam met dit verklaar wat Paulus gesê het, en ek weet julle kan saam met my stem, want sy het ook gesê, want vir my is die lewe Christus. En die sterwe is net 'n wins. Want jy sien, vandag het sy gekom by die plek, dat sy beleef dit, wat sy vir jare al lank streef na. Daar was 'n gedeelte in Psalms wat sê, kosbaar is die dood van 'n geliefde in God se oë. Maar dit is nie kosbaar vir hulle wat agterbly nie. Want jy sien, dit is moeilik vir ons, want daai versorging, daai gewoontes van, gaan hoor by ouma wat sy wil drink, of is ouma okay? Verstaan, daai gewoontes. Wat kosbaar is in God se oë, is dat hierdie geliefde het nie meer hierdie aardse pyn nie. Wat kosbaar is in God se oë, is dat sy uitgeleef het hier en sy is by hom. Maar nou die Engelse vertaling sê ook, it's painful to the Lord. Weet jy wat is pynlik vir God? Dit is vir God pynlik om te sien dat julle harte seer is, oor die geliefde wat nie meer is nie. Maar die voordeel daarvan is dat sy het gekom en haar aardse reis voltooi. Dit wat sy haar hele lewe lank na uitgesien het, beleef sy nou. So dit is hoekom dit vir haar 'n wins is. Dit is vir haar 'n wins, want sy het hier uitgeleef en daar ingeleef. Die einde van haar geloofsreis het gekom tot 'n realiteit, dit waar ons nog wil kom. So vandag wil ek vir jou sê dat sy het 'n vol lewe gehad. En hierdie vol lewe is omskep in die volheid van die een wat vir die lewe gegee het. En sy is nou in Christus. Nou wat is ons troos vandag? Ons troos vandag is nie dat ons dit kan toeskryf aan sy het goeie jare en sy het gesterf nie. Ons troos vandag is dat sy in Christus gebly het.
Sy het in Christus gewoon en sy het soos Job geglo en haar verklaring was gewees, ek weet, my verlosser leef. En omdat hy leef, leef sy ook nou. 'n lewe wat met God begin, eindig nooit met die dood nie. Ek wil dit vir jou aanmoedig vandag, 'n lewe wat met God begin, eindig nooit met die dood nie. Net soos Job ook, hy sê, ek het deur die vuur gegaan, maar ek het rein tevoorskyn gekom. Nou is sy by 'n plek wat sy dit beleef en ervaar. En ek wil graag afsluit met hierdie stelling van C.T. Studd. Hy sê, just like Job lived a long and full life, not just in years, but also in meaning. C.T. Studd once said, only one life, it will soon pass, but only what is done for Christ will last. And that is the kind of life he wants to live, the one that echoes into eternity. Vandag wil ek vir jou sê dat ouma Dolly se lewe gaan tot in ewigheid in echo. Oor die lewe wat sy geleef het in Christus Jesus. En kan ek gou vir julle sê, die belofte oor haar lewe ook, is die goeie werk wat hy in en deur haar begin het, sal volbring word tot op die dag van Jesus Christus. Sy het 'n groot familie wat vandag hier sit. Want jy sien, dit stop nie hier nie. Dit gaan voortgaan deur hierdie familie tot die dag wanneer Jesus Christus kom. Dis hoe my gesê het, ons sal dalk oor haar dood kan kom, maar nooit oor haar lewe nie. En dit is iets wat ons moet onthou. Vandag kan ons saam met Timothy hierdie woorde sê, sy het die goeie stryd gestry. Sy het die wedloop voleindig en sy het die geloof behou. Amen. Amen. So kom ons herdenk ouma Dolly se lewe. Sy het 'n vol en goeie lewe gehad. En kan ek gou vir julle een ding sê? Julle het dit so vir haar gemaak. Julle het vir haar purpose gegee om dit te kan beleef. Maar nou het julle ander oumas en oupas wie se lewens julle nog voller kan maak. Amen. So ek weet nie wat julle nou gaan begin doen nie, maar julle gaan nou maar moet begin bak en hikkel en brei en begin resepties neerskryf. Awesome. Ag great. Dankie. Ek hoop jy is bemoedig volgende vanmiddag en dat jy sal vasstaan met die wete dat deur Christus kan jy die lewe kry. Daar's hierdie mooi storie van 'n pastoor, sy vrou sterf en hulle is missionaries in Afrika. En in die swart kultuur as hulle sterf het hulle 'n hele week lank wat hulle rou. Vrouens sit in die kamer by die liggaam en hulle huil, letterlik hulle huil sodat daar nie meer trane is nie. En die dag op die begrafnis kom hulle en die kus is daar en hulle huil weer verder, maar iets gebeur in hierdie pastoor se hart. En terwyl hy nog so huil en rou gaan en hy klap op die kus en hy sê, hou op huil. Nou dit is baie ongevoelig eintlik as 'n mens daaraan dink. Maar hy sê, I know you loved my wife, but she loved Christ more. She loved Christ more. En hy maak hierdie stelling, wat hy vir hulle sê, let's rather praise Jesus for her life, than weep as if she is lost, because she's not lost. Self wil ek vandag vir julle sê, prys eerder Christus vir haar lewe, as wat ons treur, asof sy verlore was, want sy was nie, want sy was in Christus. Amen. Amen. Great. So kom ons staan, en dan sing ons hierdie laaste lied vanoggend, wat sê, wat 'n vriend het ek in Jesus. Want dit is wie hy vir ons is. Amen. Kom ons staan en sing ons dit lekker saam. Wat 'n vriend het ons in Jesus.
Baie dankie, ons kan sitplek neem. Ons het nou gekom by die geleentheid waar ons het reeds vir ouma Dolly by ouma Bikkie gaan lê en hulle is weer verenig. Nou is ons by die plek wat ons al lewe net moet onthou. En met al hierdie wonderlike, kosbare herinneringe wat julle het, wil ek vir julle vra, bou voort daarop. Daar's goeie karaktereienskappe wat julle uit haar lewe uit kan toepas in julle eie lewens. En daarmee voortbou. Amen. Ek gaan graag vir ander geleentheid gee om die bedankings te doen. Maar julle kan sommer saam opkom. Dis lang lyste. Hulle moet dit in 2 deel. Ek lees sommer net hierdie stukkie namens Tannie Elisma. Vandag wil ek net 'n spesiale dankie sê aan ons hemelse Vader wat haar vir ons vir soveel jare gespaar het. 'n Spesiale dankie aan my liewe man wat bedags geduldig tuis moes bly solank ek moes werk. Sonder jou, Arina, Hannes, was dit onmoontlik. Maar die Here het ons alle dag nuwe krag gegee. Aan al haar kleinkinders en die agterkleinkinders dat julle ouma altyd so spesiaal laat voel het. Aan Annelien en Chanel, baie dankie vir julle bystand die laaste paar weke. Ons waardeer dit opreg. Johnny en Sonet, ons kon net sê, mama is nie lekker nie, dan is julle daar. Sy was baie lief vir julle, vir elkeen van julle. Dan laaste, maar nie die minste nie. En dankie vir al jou jare by ouma, as ek gewerk het. Ouma Annemarie, skus julle, Annemarie en Dolf vir altyd liefde aan haar geskenk. Sy was baie lief vir julle. Durbanville Hospitaal, Dr. Trudeau, Dr. Lau en Dr. Elise. Julle het haar met soveel respek hanteer. Baie dankie. Ek gaan jou mis, Mama Elisma. We gaan jou mis, Mama Elisma en Boetie. Hallo almal, my lysie is lang, maar dit kom so van 'n paar verskillende mense af. So, ek wil net graag die volgende bedankings doen. Ons wil graag die AGS Nuwe Lewe Kerk Woester bedank vir julle gasvryheid met ouma Dolly se lewensviering. Dankie aan pastoor Robert vir die waarneming van die diens, jou bemoedigende woorde aan ons familie en jou mooi boodskap ter ere van ouma Dolly. Dankie aan ook die musiek en die klankspan en almal van die AGS kerkspan wat agter die skerms gewerk het om vandag die diens moontlik te maak. Aan Botes begrafnisdienste, Louis en sy span, betuig ons opregte dank vir die teraardbestelling van ouma Dolly. En vir die sagte, respekvolle wyse waarop julle ons deur hierdie moeilike tyd ondersteun het. Weereens aan oom Johnny en Tannie Sonet, baie dankie dat julle vir ouma Elisma en Tannie Arina bygestaan het met al die reëlings by die begrafnisdienste en ook alles anders agter die skerms. Aan al die familie en vriende wat vandag hier is, baie dankie dat julle saam met ons ma, 'n suster, 'n ouma grootjie en 'n vriend vir soveel mense saam tot rus te lê. Ons wil ook dankie sê aan al die familie en naastes wat van ver gery het om vandag hier te wees. Elkeen van julle is van onskatbare waarde. Ouma Dolly het ons almal saam gegom toe sy nog hier was en selfs nou sonder haar fisiese teenwoordigheid hou sy ons steeds saam as een. Gedurende ouma Dolly se laaste paar maande was sy ondersteun, besoek, vermaak, bederf deur soveel familie en naastes. Ook daarvoor sê ons opreg dankie. Met die begrafnisdiens kom maar altyd 'n lang lys van beplanning en dit was vir my 'n eer en 'n ode aan ouma Dolly om hierdie beplanning te doen. Lysies op te stel, dinge soos ek dit altyd doen. Okay. Sadel, baie dankie vir die blomme, fynbos en proteas. Ouma Dolly se gunsteling deur al die jare. En die protea was ook die blom wat ouma altyd by oupa op sy graf gaan sit het. Sadel en Neil, beide, dankie vir die ontwerp van die druk en die druk van die boek, begrafnisdiensboekies en die mooi boekmerkies.
waar sê ek nou, ouma Dolly se gunsteling Bybelvers is daarop, so julle moet 'n bietjie loer. Wanneer ons saam met haar praat en die Bybel toemaak saam, sal ons uit die boekmerkie herinner, sal die boekmerkie ons herinner aan ouma Dolly. Aan Chanel, dankie vir jou ongelooflike hartroerende video wat jy saamgestel het. Ouma Dolly se vol lewe en haar liefde vir mense, familie, vriende en alles wat leef, het jy so mooi vasgevang. Dankie ook vir jou bydrae gedurende ouma Dolly se laaste tyd saam wat besoek afgelê het. Jy het ons almal gevoed gehou, heeltyd goedjies aangedra. Aan my pa en Tannie en Helda, dankie vir julle heerlike verversings wat ons na die diens gaan geniet. Ouma Dolly het altyd, en jy sê ons dit weer, met almal se intrapslag gevra ietsie te drinke of ietsie te ete en so ja, om mense te voed en tuis te laat voel was haar liefdestaal. Aan my ma en Magdalene, dankie vir al die soetgoedjies op die verversingstafel. Julle het albei nog altyd 'n manier gehad om met passie te bak en soetgoedjies bly maar net eenvoudig lekker. En dan dan wil ek ook addisioneel vir my stiefma bedank vir die mooi maak en die van die verversingstafel. Die wat van julle wat later vir ons gaan join en asseblief doen, sal sien dit vang ouma Dolly se gees en menswees heeltemal vas. Vanoggend om 7:00 was ons reeds hier en aan die gang in die laaste tafeldoek, glashouer, mooi maak dingetjie, kers en alles vanuit my huis en my stiefma se huis is aangedra. En ja, en ons kon ouma Dolly se liefde en alles wat mooi is hier vasvang. Sy was 'n statige, netjiese en kleurvolle mens. Sy sou dit opreg waardeer het. En dan aan my ouma en Tannie Elisma. Tannie Ina. Ja, waar begin ek? Ouma Dolly was in die beste hande. Deur die goeie dae en die moeiliker dae. Julle passie, liefde en toewyding aan julle ma en ons ouma en ouma Grootjie, weet ek was vir ouma Dolly van onskatbare waarde. Dan deel ek namens Ina 'n boodskapie. My suster Elisma en haar man Boetie. Dankie dat ons ma deur al hierdie jare by julle kon woon. Julle het haar vryheid en onafhanklikheid waaroor sy baie presies was gegee. Ons ma was nooit in 'n huis nie. Haar lewe was vol, ook danksy julle. 93, tegnies 94 jaar van onafhanklikheid, rondrits in haar geliefde Toyota Conquest, kook en bak en soveel meer. Dankie ook vir julle sorg in hierdie moeilike tyd. Toe ons ma verswak het julle nagte lank saam wakker gesit. As ek al julle toegewyde dade sou probeer neerskryf, sou ek 'n boek kon vul. My liewe suster, baie dankie. Liefde Arina, Tannie Ina. En dan laaste maar beslis nie die minste nie, aan al die kinders en die agterkleinkinders, elkeen wat so gereeld in ouma Dolly se lekker goed blikkie kom vroetel het. Elkeen van ons het 'n beurt gehad om saam met ouma Dolly koekies te bak. Ons almal het. En soms het sy ook lekker stoute dinge vir ons laat doen. Ouma Dolly het 94 jaar lange lewe saam met ons almal geniet, vol pret, raad en wysheid. Ek wil ook bysê, ek dink ons kan almal sê dat ons het almal ongelooflik baie tyd saam met haar spandeer, almal van ons. Ons almal onthou daardie stewige handdruk waarmee sy jou hand vasgehou het, net om dan terselfdertyd te voel sy druk ook 'n geldjie in jou hand. Ons ken ook haar warm van liefde bedsokkies. Sokkies, nes haar skoene wat ons nou almal moet vol staan. Aan al die ander familie, name wat ek nie genoem het nie, maar wat ook van onskatbare waarde van ouma Dolly was. Dankie dat julle vandag hier is en ook die mense wat nie kan wees soos François en Donay. Ek weet hulle sal graag hier wou wees. Onlangs het ek 'n program gekyk waarin hulle gesê dat ons moet oplet na die klein tekens wat geliefdes wat nie meer by ons is nie aan ons stuur. Gister ontdek ons toe dat ouma Dolly, soos ons vroeër gesê het, op 31 Januarie ook haar en oupa Pikkie se huweliksherdenking vier. So ouma wou eers vir ons die boodskap stuur dat sy is nou vandag waar sy moet wees saam met hom. Ek glo sy gee vir ons 'n knip oog van bo. Ek glo hierdie dag en datum was nie toevallig nie. Ons vier vandag haar 94 ongelooflike jare hier op moeder aarde. En dan wil ek net afsluit deur te sê, ek wil die bedankings effens anders afsluit. So ek bedank vir ouma Dolly, Dolly Donkie, soos ek haar genoem het. Die lysie is elle lank.
Ek is lief vir skryf en dig, maar as ek vandag my danklys aan ouma Dolly moet neerskryf, sal dit die Afrikaanse HAT woordeboek se inhoud oorskry. Dankie ouma Dolly. Ons sê dankie. Soos die woorde van een van ouma Dolly se geliefkoeste liedjies, ek kan nie onthou wie dit sing nie. Hoe sê 'n mens dankie na soveel jare? Hoe sê 'n mens dankie al is dit laat? Ek sal my ouers nooit ooit vergeet nie, wie vir my lief is, vir goed onthou. Ons sê dankie. Dankie Andrew. Ons sê dankie. Sê dankie. So vandag is dit 'n geleentheid waarby mense net weer eens groot waardering kan hê, nie net vir ouma Dolly nie, maar ook van mekaar wat hier so sit. Amen. So vir jou vra om te staan, dan gaan ek jou seën en dan gaan ons jou nooi net hier om die draai. Jy hoef nie eers uit te gaan nie, net hier om die draai agter in die bidvertrek is daar gereed gemaak met heerlike verversings. So kom kuier saam met die familie. Hulle het baie moeite gedoen. Neem eers foto's. Dis baie moeite gedoen, dit lyk baie mooi voordat jy inklim daar. OK, so staan saam, seën ek jou en dan kan julle lekker saam kuier. Of jy vra as daar iemand langs jou is, wil jy net jou hand so om hulle sit nie. Julle is 'n familie. Die Here seën julle en hy bewaar julle. Hy skyn sy aangesig oor julle. En ek bid dat sy vrede nie net saam met julle sal gaan nie, maar julle vergesel waar julle is. Mag hy julle omvou met sy liefde. En mag julle sy teenwoordigheid ervaar in alles wat julle doen. In die naam van Jesus. Amen. Amen. Bless julle.